Yes, en hallo daar kijkers. Ons is weer eens terug met een nieuwe episode van Gooi Kolle. Is weer eens een wonderlijke vrijdag. Die zon schijnt. En ik is bij mede-aanbieder Andrew Poelman. Andrew, vertel net een beetje de kijkers wat is op onze spacekaart vandaag. Ja, het is altijd een goede tijd om te braaien. Maar ja, natuurlijk, ons zien baie uit naar hierdie naweek. Natuurlijk, maar is 'n cricketspan wat hier so teen Suid-Afrika speel. Ja, hoef jy eers die epitome is gesê. Mense te verduidelik hoe groot dit is. Ja, eerste keer in die geskiedenis wat Suid-Afrika se cricketspan hier kom speel, so dit gaan 'n baie lekker geleentheid hier in Olympia wees. Ja, ons sien baie uit daarna. En ja, om dit so 'n bietjie warm te maak, gesels ons so 'n bietjie dan met voormalige cricketkaptein van die Namibia, Sarel Burger. En ja, ons sien uit om met hom te gesels. Oké, nou mijn vraag voor jou is, ik verstaan tickets is allemaal sold out. Ja, so dit is al maandag gewees dat Cricket Namibia dit al aangekondig het op hulle sosiale media. So ja, ek dink baie mense wat nog graag sou wou ingekom het daar in die stadion. Bietjie laat geslaap het miskien, maar ja, ja, die res moet maar dit op televisie volg. Nonetheless, ons zien voor het, dit gaat een groot wedstrijd wees. En denk je dat gaat een upset wees tussen ons en die Proteas? Yes, like ek sal dit nogal like. Yes, like ons sal maar kyk. Ja, Suid-Afrika het 'n goeie span. Ja, groot name ouens wat natuurlik al in die Indiese Premier Liga en vir groot geld gespeel het in die groot ligas en al daai goeters. So ja, ek dink nou maar weer definitief die underdogs, maar ja, ek hoop hulle kan ons daar 'n bietjie vir hulle iets gee om oor na te dink. Yes, daar hoor jullie kijkers. En ons Patricia is ook bietjie bezig in haar braaihoekie. Sy skryf selfs bietjie met een van die spelers wat volleybal speel. Dat is die NWF Cup wat aan die gang is by Ramatex hierdie naweek. So ons sien ook vooruit vir daai, né? Ja, is 'n kompeterende liga wat hulle nogal daarso aan die gang het. So ja, hy sal 'n bietjie vir ons verduidelik hoe dit werk. Bly ingeskakel en ons is nou terug by julle. Oké kijkers, so dit lyk vir my op hierdie episode is ek wat die inkoppies doen. Jy stuur nooit 'n man om inkoppies te kom doen in 'n winkel. Dis wat ek vir Patricia altyd wil sê, maar is fyn. Ek is 'n lys gegee. So gaan met die lys werk. Dit lyk vir my ons koop appels, ons koop 'n beef minute steaks en ons koop strawberries. En dit lyk ons koop ook tamaties. So appels. So ek weet nie wat ons gaan maak nie, maar ons gaan op die show uit vanaf nou. Ons gaan koop gou 'n paar van die goed hier by Metro Fresh en kom saam met ons. Kijkers, so, kom saam met ons en ons gaan gooi kolle. Ek is baie excited, ek sien dat is baie goed gekoop en ons sien wat maak Patricia vir ons vandag op gooi kolle. Welkom kijkers, ja, so natuurlijk groot wedstrijd hierdie naweek, natuurlijk die cricket, geskiedkundige wedstrijd, die FNB Eagles tegen die Proteas van Suid-Afrika, groot wedstrijd tegen Windhoek. Ons gast vandaag was kaptein geweest van die Namibia cricketspan, Sarel Burger. Welkom op ons show, Sarel. Dankie, Polies.
wonderlik om hier te wees. Dankie vir die geleentheid. Ja, so dis natuurlik 'n groot geleentheid. Ons sien seker baie uit daarna. Ja, wat is jou gedagtes rondom die game? Ja, ek dink dit is 'n geskiedkundige dag vir Cricket Namibië. Ek dink met die tydsberekening, met die stadion wat hulle nou gaan oopmaak, as ook met die kwalifisering wat nou net klaar plaasgevind het in Zimbabwe, waar ons kwalifiseer is vir die volgende wêreldbeker. So ek dink die tydsberekening is perfek geweest waar cricket op die oomblik op 'n verskriklike high is, om nou 'n span soos Suid-Afrika hier te kan hê is wonderlik. Ek dink dit is 'n great geleentheid val vir die jonger geslagte ook om die game te kan kom kyk en om groot name te sien, ouens wat die normaalweg op TV sien. Nou sien jy hulle hier so in lewende lywe, so ek dink dis 'n wonderlike geleentheid. Ja, so dink jy nou maar weer 'n kans om 'n merk te maak in die game? Ja, ek het hierdie week na een van my vriend of 'n goeie vriend Craig Williams wat nou die nasionale afrigter is. Hy het 'n klip op Facebook gehad hierdie week waar hy gepraat het oor waar spanne moet skrikkerig wees vir Namibië op die oomblik. En ek dink hy is nie ver verkeerd nie. Ek dink op die manier met T20 cricket daar's altyd 'n kans vir enige span om die dag reg te kry. So ek dink alhoewel die Suid-Afrikaanse spanne 'n goeie span hiernatoe gebring het met welbekende name, dink ek nog steeds hulle gaan op hulle hoede moet wees. Ek dink ons kom uit 'n goeie toernooi uit. En ek dink die jong manne is reg vir hulle en ook die ouer lot daarso. Dit lyk vir my is lus vir die Suid-Afrikaners. So dit kan 'n goeie game afgee, dink ek. Ja, so ek dink dit is sekerlik die grootste wedstryd wat ons in Namibië aanbied, seker ooit. As mense 'n bietjie terugdink in jou tyd en so dalk nog Engeland wat nog laas hierso gespeel het in 2004. Ja, vertel ons 'n bietjie van daai wedstryd. Ja, nee, ek dink die grootste daai was net na die Wêreldbeker was in 2003 wat in Suid-Afrika was. Net voor die Wêreldbeker kan ek nog onthou, ons het vir Bangladesh hier gehad vir 'n pre-season. En daai tyd was Bangladesh al vir ons gewees. Wow, dis 'n toetsland wat hier was. Toe was dit nou in 2003 die Wêreldbeker en net daarna 2004 soos jy regtig gesê het. Was Engeland hier gewees met al die groot name. Dit was nog die Darren Goffs en die lot van die Engelse. Dit was ook eintlik 'n baie geskiedkundige dag. Ek het nou voor ook vertel van ek onthou die dag het dit nog gereën, so die wedstryd was amper afgestel. En so tussen die bestuur en die mense wat betrokke was met die cricket het hulle nog daai dag 'n helikopter gereël wat op die veld kom land het om te help droog maak. So buiten die Engelse was dit nogal 'n geskiedkundige dag, want voor die game was daar 'n helikopter ook nog op die veld. So dit was ek dink buiten dit, ek dink hierdie is die grootste daarna, definitief. Dis daarom cool. Ja, so daai tipe van plan maak in die game, ons maar vandag of Saterdag natuurlik ook maar as die game anders moet 'n plan maak. Ja, ek dink die voordeel nou is met hierdie hoe kan ek sê great veld wat ek dink die dreinering hierso is ten minste goed. Ek weet in die konstruksiefases het hulle klomp dreinering onder die veld gesit, so ek dink daarmee gaan nodig wees vir helikopters die slag nie. So maar ja, ons sal altyd bly wees vir reën, maar net so 'n bietjie wag tot na die game hopelik. Ja, so in die T20 cricket is daar enige spesifieke matchups wat jy dink jy graag sou wil sien in bowlers teen bowlers? Ja, ek dink dit gaan baie daar's in terme van die matchups en deesdae die ouens praat baie oor matchups in die cricket veral in die T20s. Ek dink wat vir my baie interessant is op die oomblik, ou soos Jan Freiling is in baie goeie vorm op die oomblik. Hy, Gerard Erasmus, as ook JJ Smith wat nou die ouer ouens is. En die bowlspan wat gekom het van Suid-Afrika af is daar's 'n Nandrey Burger. So ek dink dit gaan dis hoe kan ek sê kwaliteit bowlers, is wêreldklas bowlers en ek dink op die oomblik met die kwaliteit van ons batting line-up. Ek wil sê Nandrey Burger gaan die die hoofrol speel. Daar's 'n klomp goeie bowlers tussenin, ook die spinners Fortuin sien ek is ook daar. Maar ek dink die troefkaart gaan teen die vinnige bowlers wees op die oomblik. Ek dink die wicket is hy speel true en flat op die oomblik dit wat ons gesien het. So ek dink dit gaan interessant wees om te sien. Dit kan of sy dag wees of as dit fout gaan, kan dit 'n lang dag raak as 'n vinnige bowler op die wicket. So, maar ja, dit sal interessant wees om te sien. Ja, so nadat Namibië natuurlik gekwalifiseer het daar in Harare, Sondag teruggevlieg. Maandag al het Cricket Namibië aangekondig al die kaartjies vir die game is uitverkoop. So kan jy jou indink as 'n speler hoe dit moet voel
hy opbou na so 'n wedstryd toe. Ja, en ek dink dis enige speler se, kan ek sê, dis 'n ding waarna jy streef. Is jy soek mense wat wil kom kyk. Jy soek die geraas in die agtergrond. En ek dink dis 'n once off in a lifetime ding wat jy kry. Ek weet die ouens wat nou in die wêreldbeker speel, hulle gaan seker baie daarvan nou kry as hulle in Indië en Sri Lanka gaan speel. Die mense is cricket fanaties daar. So ek dink hulle gaan nou 'n klein voorsmaakie kry. En ek dink die goeie ding daarvan is in Namibië se skare wat uitverkoop is, dis ongelooflik. Ek dink in ons ou dae jy was gelukkig as daar 15 of 20 ouens opgedaag het by 'n wedstryd. Ek dink ons grootste een was, ek dink 5000 toe Engeland hier was. Maar nou ja, ek dink dit gaan 'n great geleentheid wees vir die ouens om te voel. Okay. Nou voor ons vir 'n advertensiebreek gaan, net 'n vraag rondom die stadion. Dink jy of verwag ons meer wedstryde soos die met die Proteas nog vooruit om te sien? Ek sal so vermoed. Ek dink die idee agter Cricket Namibië van hoe ek dit insien is hulle sien die stadion as 'n besigheid hoe hulle dit gaan hanteer. So ek dink hierdie is die eerste stap om die proses aan die gang te kry. Ek kan nie op hulle onthaalwig praat nie, maar ek kan net indink as jy die fasiliteit het, is daar baie sulke geleenthede wat hulle kan skep om ander lande te nooi, om toernooie te nooi. Ons weet die 2000, ek dink is 2007 en 2050 oor wêreldbeker is haar wedstryde hierso ook. So ek dink definitief daar gaan baie meer sulke geleenthede beskikbaar wees, glo ek. Ja, ook met die onder 19 wêreldbeker reeds volgende jaar mede-aanbieder Namibië saam met Zimbabwe en Suid-Afrika. Ja, nee, dit. So ja, ons sal weer terugkom nou net na die advertensiebreek, dan gesels ons nog 'n bietjie meer cricket. We are joined by Emmanuel Cooper, who will be representing the country at the World Championships in Indonesia. So Emmanuel, just tell us about the journey to the World Championship and just how you've been preparing. Thanks. First, I would like to say thanks to my coaches for the preparation they've done for me as well. We've been training a lot. We've been training since ever long time ago. So I'm pretty excited. Can't wait for that. Okay, and then for heading into the World Championships, I mean, it's as big as it gets, even as big as the World Cup that you recently participated in. Just tell us about that journey for you and just how you look at it. What I saw on the programs and all that, I see that there's gonna be the Olympic winners gonna be there. So I'm pretty excited to meet them in person as well. So I'm pretty excited. Can't wait for it and see how it goes. Okay, all the best for the competition. Thank you. Cool. We are joined by Nadine Yeager, one of the organizers here at the Artistic Gymnastics competition. So Nadine, just tell us about the competition and what transpired since it kicked off yesterday. All right, so we actually have our national championships for Namibian gymnastics, artistic gymnastics, happening yesterday and today, from levels 1 all the way until our FIG Olympic gymnasts. So yesterday we had the bigger girls and some of the smaller girls, and it's going really, really well. As you can see, we're still busy. It's very fun, and the gymnasts are doing really well. Okay, please tell us what are some of the highlights from the competition, and understand you have been giving medals after every round. So within the year, we've got 2 qualifying competitions, and then of course at the nationals, the trophy winner of the entire year gets announced. So I'm just going to tell you all the highlights that we've had. So for level 1 girls, we have Penny, who won the trophy from Crete Gymnastics Club. Level 2, we've got Alison, also from Crete Gymnastics Club. Then our International Development Program, which was yesterday, was Ariana, also from Crete Gymnastics Club. Our junior Olympic champion was Mila, also from Crete, and our senior girl is Joni, also from Crete. She's also coaching at the moment. Then our level 5 girl is Antunay from Walvis Bay Gymnastics Club. Our level 6, Amika from Crete.
And I'm going to continue. There's a lot of highlights. Our MAG, so that's our boys, our level 1 boys. We had Daniel from Walvis Bay Gymnastics Club. Level 2, we had Charlton from Walvis Bay Gymnastics Club. And level 3, Albertus from Tsumeb Gymnastics Club. So as you can tell, we've got a lot of gymnasts from all different parts of the country. And it's fun and engaging and the kids love it. So big things are coming, yes. Okay, you say big things are coming. So what do you have for the remainder of the day? Yes, the remainder of the day, we've still got our level 3s and we also have level 4 and then the bigger boys. So the bigger boys, our Olympic standard gymnast, Emmanuel Cooper, is also going to take part, as well as our junior champion, Zinedine from Tsumeb. So please come watch. Yes, they're going to do great. Okay, yes. Nadine, thank you so much for your time and all the best for the rest of the day. Thank you. Joining us is Annalyn Tauben. She has qualified to represent the country at the World Championships in Indonesia later this month. So Annalyn, just tell us about your journey to the World Championships and how you've been preparing. I'm super excited to fly to Jakarta to compete at the World Championships. It's going to be a massive competition. We've recently been to Paris to go compete at a World Challenger Cup, which was also amazing, competing against 25,000 people. It was actually insane. It's also going to be the first time in 10 years that gymnasts from Namibia are going to be competing at the World Championships. So I think that's a very big milestone as well. And I'm super excited to see how this sport is going to be developing over the years, starting right now. And the preparation has been going super well. I think the Paris World Cup has just given us so much motivation to just keep preparing and, keep working hard and setting our hours so much in the gym, coming mornings, afternoons, and doing our programs and everything our coaches are setting for us. So training has been intense, but it's worth all the hard work. And I just want to thank everybody who's been part of my journey so far. I've been in the sport for quite some time, for about 17 years now. So I'm really grateful for everyone who's made this journey possible this far. And I'm so excited to see where it's going. Okay, awesome. Now, Annalyn, thanks a lot for your time and all the best for Indonesia. Thanks so much. Welkom kijkers by ons braaihoekie en vandag het ek 'n volleybalspeler hierso vir die eerste keer wat ek op Gooi Kolle is, kan ons bietjie volleybal gesels. Kan jy asseblief vir jouself voorstel aan ons kykers? My naam is Nadine. Ek is 'n blokker vir die Nas Volleybal Club. Okay, ek weet nou niks reg van volleybal af nie, maar kan jy net vir ons vertel wat is 'n blokker? Wat is jou verantwoordelikheid op die veld? Okay, hoe moet ek nou begin? 'n blokker is eintlik iemand wat by die net speel, naby die net. Die blokkie bolle wat aan die ander kant afkom, as jy op die grond so. So jy is in die gevaarsone, jy staan hier so by die net. Ek is by die net altyd, ja. 'n Mens dink seker volleybal is baie chill, nee, maar ek het al 'n volleybal match live gekyk en julle lyk baie aggressief op die veld. Julle lyk so gereed vir enige. Ek is waar. Okay, so op vandag se spyskaart het ons net 'n marinated minute steak met 'n mashed potato, alipad van Metro Fresh af. Hoekom moet ek mashed potatoes van scratch af maak as Metro Fresh vir ons die lekkerste mashed potatoes kan klaar maak? Ons gaan tel dit net op en geniet dit. So, hier is vir jou 'n marinating bakkie. Soos ek vir jou gesê het, ek hou van spicy kos. Ek hou daarvan as hy so 'n bietjie van 'n kick het. So ek noem dit maar net. Wat jy in die marinade gooi is maar up to you. Vandag gaan ek dit in jou hande los. Het alles wat jy nodig het. So, please, you can start with your marinade. Ek gebruik altyd die sweet chili sauce en dan so 'n bietjie tomatiesous. Gooi maar so 'n bietjie olie in sodat ons vleis nou nie vasbrand aan ons roostery. Maar jy kan daar begin of hoe verkies jy om dit te doen? Gooi jy eers jou vleis in of begin jy net met die marinade? Ek dink ek moet die vleis eers. Sal jy eers die vleis ingooi? Okay. Jy is vandag ons hoofbraaier, so jy kan maar besluit hoe jy dinge wil doen. Ek sal vir die vleis so lank insit. Nou Nori, vertel ons gou, hoekom volleybal? Wat het jy besluit jy wil nou volleybal speel?
Uit al die ander sportskode wat daar is, hoekom volleybal? Volleybal is net so fun en 'n bietjie makliker om te speel. Makliker as Presies soos sokkerie, miskien basketbal of ietsie. Dis net makliker. Dit makliker, maar het is so maklik eintlik. Jy het gedink hy's maklik en toe begin 'n speel jy. Nou is hy nie so Nee, maklik. het is so maklik. Wanneer het jy begin volleybal speel? Ek het 2020 ek dink begin. Dit was my eerste jaar vir volleybal met die Nast volleybalklub. Okay. Dis nou ek dink my 5de jaar wat dit in die sport en dis is. Okay. Nou, soos ek sê, ek ken nou nie much van die volleybal wêreld hier in Namibië nie. Maar kan jy 'n bietjie meer vir ons vertel nou? Jy het by Nast begin volleybal speel. Dis nou die universiteit was. Ja. En dis nou waar jou liefde vir die sport begin het. Ja. Yes. Maar vertel ons bietjie volleybal. Ons weet die rugby vat nou ons en die cricket vat ons manne en vroue oral in die wêreld, maar as ons nou volleybal kyk, want het volleybal al vir jou gevat en vir jou span? As ons is net in die Central League, die Central Volleyball Association League, maar is net waar ons nou is. Maar ek dink ons wil daar gaan, ons wil by die WNL gaan. Dit is nou die ander grootste league. Okay, net die ene bo julle. Nee, dit is nog 'n NWF Cup. Okay. Die net weer gespeel by Ramadex. Okay. As ons is een ding, ons is onze eie dan wordt het gespeeld van die teams wat nou hulle leagues gewen. Ja, dan gaan hulle dan gaan spelen. As hulle wen, dan gaan hulle nou weer nou toe. En dit is nou die grootste league. Die grootste een wat jy kan kry in volleybal. In volleybal, ja. Okay, it sounds serious. Okay, jou minute stakes is nou in die bak. Asseblief wys vir my hoe marinate jy jou minute stake. Okay. We won't judge. Alright. Net 'n bietjie. We'll start with the spices, I guess. Okay, ons het sout, peper, garlic flakes. Go wild. Okay. Kies maar, pick your poison, soos hulle sê. Okay, traditional mix. Okay, it sounds interesting. Okay, what else do you have? Okay. Barbecue spice, what is that? Steak and chops. Okay, let me start with besluit maar. Okay. Nou, ek het nou vandag minute steaks gekies en die mashed potatoes, maar as jy nou vir ons kon gekies het wat op die kolle was, wat sou ons vandag gebraai het? Miskien wors, braaivors. Wors. Ek is die eerste mens wat sê wors. Almal soek gewoonlik net vleis. Enige steaks of chops of iets is. Maar wors, okay, worsie en wat? Miskien net wors, miskien net die vleis is ook alright. Wors en vleis. Wors en vleis. Mens kan nie vergeet gaan met die vleisie. Net so 'n bietjie olietjies insit, laat dit net lekker vassit aan mekaar om so spices. Okay. En dan natuurlik omdat ek van 'n bietjie van 'n byt hou, gooi ek altyd net so 'n bietjie heuning in dat hy soetigheid en die spiciness net met mekaar werk. And I don't like using my hands, so maneta. Yeah. A wooden spoon gebruik om dit te doen. And you said you like it spicy, huh? I like it spicy. Net so 'n klein bietjie. Sal 'n bietjie insit. Net so 'n bietjie. Dan kan jy die heuning ingooi net om te counter die spiciness. Ek weet mos nou nie hoe die ander mense van dit hou nie. Okay, kykers, ons gaan nou klaar marinate en dan aanbeweeg na die kole toe. Maar voor ons weer terugkom, gaan ons gou 'n draai gaan maak in die Kaap en dan natuurlik by ons see. So ons is nou terug. Well, viewers, just to let you guys know, if you guys love sports, if you guys want to know about what's happening in local sports around Namibia, be it the Brave Gladiators, the Brave Warriors, rugby, Sports Wrap is the show that will be bringing you all these updates. Sports Wrap is a local and international sports show that airs daily on DSTV. And on this show, we're bringing you updates on local sports and international sports, keeping you updated with what's happening with sports in Namibia. Jacqueline Kutsia. Yes. Jy is die voorsitter. Ek is die vice president vir die Archery Association of Namibia. Okay. Acting secretary general ook. Okay. So ja, en dan die vice-president vir Swakopmund Archery Club.
Okay. So Ja. Swakopmund Archery Club. Ons is nou hierso by julle baan, hier in Swakopmund by die Swakopmund voetbalklub SFC. Ons het hierdie naweek 'n kompetisie aan die gang. Vertel ons 'n bietjie daarvan. Goed, hierdie naweek is die Indoor Target Nationals en Indoor Field Nationals. So Saterdag skiet ons almal op 18 meter. Wel die jongetjies onder 13, so hulle skiet 9 meter, maar die res van ons skiet almal 18 meter. Wat lekker is, dis binne. Ons gaan binne in die saal skiet. So ons het nie die wind om te blameer as ons pile nie in die middel gaan nie. Jy sal sien, daar staan daar 3 spots, so dis 1 pyl in elke target. Face vir die barebow skiet hulle almal op net die 1 single spot, maar is ook net 3 pyle. En daarvan doen ons dan basies 4 rondes. So 'n ronde is 3 pyle en is 10 keer 10 ends in 'n ronde. So altesaam gaan ons 120 pyle skiet vir Saterdag. En dan het ons eliminations en dan ons medal matches. So dit hang af hoe die dag verloop, waar jy lê, dan moet jy nou uitskiet om dan nou in die medal matches te gaan. Saterdag is dit dan, en dan vir Suid-Afrika en Zimbabwe, hulle skiet dieselfde rondes, presies dieselfde. So ons skoor stuur ons almal Suid-Afrika toe, dit word gekombineer. So dan word die Southern Regional Indoor Championship ook. So ons skiet nie net teen Namibië nie, maar ons skiet teen Zimbabwe en Suid-Afrika dan ook. Oh wow. Ja, so dit is nogal so 'n bietjie 'n lekker. Dis 'n redelike ernstige Dit is. Ja. Ja. So wat lekker is, ons omtrent so 27 archers wat kom deelneem. Verskillende klasse. Ons het ons recurve, ons het ons compound, ons het jongetjies oues, ons het dames, mans en dan het ons disabled ook. So ons het 5 para-archers ook. Hulle is almal in die compound standing kategorie, wat meen 4 van hulle het geamputeerde either been of bo die knie of wat ek al. Punt van die saak is ja. So hulle skiet in hulle eie klas ook. So wat great is, ek meen Suid-Afrika het ook, so hulle skiet nie net teen hulle self nie, as hulle miskien alleen in hulle klas is, hulle skiet teen Suid-Afrika en Zimbabwe ook. Okay. Ja, so dit is Saterdag en dan Sondag het ons field indoor. So field is ook 18 meter, is eintlik 20 yards, so 18.4 meter om presies te wees. En dan lyk die afstand sukses min of myself, die target is nou net 5 spots. So is 5 pyle waarvan jy dan 12 rondes skiet en ons doen dit 2 keer. So dit is ook weer 120 pyle wat ons skiet vir Sondag ook. Ja. Maar daar's nie eliminations en so aan nie. Jou skor vir jou geakkumuleerde telling is dan wat bepaal of jy nou wen of verloor of waar jy val. Dis 'n precision sport. Ja. So nee, definitief. Jacqueline, sê vir my, as ons jy sê omtrent 27 archers, is hulle van reg oral Namibië? Ja, reg oor Namibië. So ek dink die verste is dalk al die pad van Tsumeb, nog eintlik so 100 km noord van Grootfontein tussen Tsumeb en daai, so daar's van hulle wat kom. Windhoek wat kom. Rehoboth, ja, reg oor Namibië wat kom deelneem. Hoe doen Namibië as ons kyk na kom ons sê in Suid-Afrika, internasionaal? So ons was nou in April maand het ons aan die Southern Regional kompetisie in Suid-Afrika gaan deelneem. En een van ons compound women, sy het toe actually, dit was ook die trials geweest vir die World Games. So sy was enigste vrou wat Namibië gaan verteenwoordig het by die World Games. So om vir jou 'n idee te gee, ons het top atlete wat dit betref. Ook in ons field archery, Jannie Meewison, hy was 2 keer al wêreldkampioen in field archery. So by die wêreld field archery kompetisie het hy nou al 2 keer gewen en laas jaar in Brasilië het hy tweede gekom. So internasionaal kompeteer ons regtig goed. Elke keer wat ons oorsee gaan, waar ons ook al gaan, bring ons medaljes huis toe. So om 'n idee te gee. Ons het miskien nie so baie nie, maar die wat ons het is wel goed, ja. Vertel ons net 'n bietjie so mense kan kom kyk Saterdag, Sondag. Ja. Ons by indoor by die SFC klub. Ons is binne by SFC. Ons gaan net die toegang gaan van die agterkant af wees.
Hoe laat begin julle? Ja, so ons begin 8uur, sal ons begin, so registrasie is hier van 7uur af. 8uur begin ons en dan dit gaan basies die hele dag maar wees. So ten minste tot 3uur, Saterdag en Sondag. Excellent. Ja, Jacqueline, baie dankie. Groot plesier. Goed en ons Dankie. praat weer. Ja, nee, verseker. Dankie. Alright. Ons gooi Kaapse kole hier so uit die hartjie van die Kaap uit Kaapstad uit. Lekker hier in die Kaap, is bewolk, is nog so tussen seisoene. Ek hou van die koeler weer, maar so vir oulaas is daar nog so klein bietjie reentjie wat hier grond is. Maar die somer is op pad. Dan sit strand en Kersfees. Die probleem met hierdie huidige weer is jy kry daai Namibiese harde kool wat lekker warm binne in die huis bied teen die koue buite, maar dan is ek baie dankbaar vir hierdie Vitamine C wat jy gebring het, Harry. Want soos jy kan hoor, ek het hom nodig. Ja, jy het 'n keelaandoeningie wat en jy het nogal, jy praat baie in wat jy doen in media. Ja, maar ek gaan net blameer op die Springbokke. Ek gaan nie sê dit is 'n oulikheid nie, ek gaan sê dit is die Springbokke se skuld, want genade hoe lekker was dit daarmee gewees. Nee, dis 'n klinkende oorwinning. So, die tellbord wys nou dit was baie naby. Ek dink nogal die telling vlei vir daai Argentyners so 'n bietjie, maar hy staan in die boeke 29-27. Maar dis 'n moeilike kompetisie om te wen, hè, Mike. So dis indrukwekkend as jy kan sê jy het die rugby kampioenskap 2 jaar in 'n ry gewen. Dan het jy goeie rugby gespeel. Dis mens moet hulle daarvoor komplimenteer. Dis die ding, en die Springbokke wys dat daai boufase waarvan Rassie in 2018 begin praat het, tot en met nou toe, dit werk vrugte af, pan not intended. Maar 2 wêreldbekers na mekaar, 2 rugby kampioenskapsbekers teen mekaar, eerste span in 'n baie lang tyd wat dit mee kan spog. So, die Springbokke is op 'n goeie plek. Absoluut, dit was 'n groot genot geweest en nou gaan die spelers eers weer terug na hulle unies toe en hulle speel nou so 'n bietjie Verenigde Rugby Kampioenskap en dan sit weer die toer in November wat ook naby is. So Suid-Afrika speel daar eers in Japan dis by Wembley Stadion en dan speel hulle ook teen Italië, hulle speel teen Wales, teen Frankryk en teen Ierland. Ja. Nou nie noodwendig in daai volgorde nie, maar dit is die 4 spanne wat ook dan speel. So dis altyd moeilik daai en van Ierland, Frankryk. Ek dink die Franse is nog steeds kwaad vir ons. Dis die 2 wedstryde waarna ek uitsien. Ierland natuurlik die 6 nasie kampioene teen die wêreldkampioene en rugby kampioenskap kampioene teen Frankryk. Dit gaan 'n titaniese stryd wees. Ek begin nou al beplan, miskien moet ek kyk of ek my dinge so kan kry dat hy ou weer bietjie 'n draai in Frankryk kan maak. Ek sal maklik oorvlieg. Ken dit, mens vlieg net so regheid op, baie lekker. Weet waar om te parkeer by daai stadion. Mike, ons het dan ook 'n goeie rooiwynkie soos wat dit is as ons nou Kaapse kole gooi, dan maak ons lekker vuurtjie. Ons gebruik ek en Mike gebruik Namibiese hout, want dit is beskikbaar hierso. Mense bring dit al die pad van Namibia af. Maar is die komende naweek is Pinotage 100 jaar oud. Ek kan nie glo nie, al 2025 of 1925 het hulle die Pinotage, sy naam is Abraham Isaac Perrault en hy is die man wat toe die Pinotage lood vir die eerste keer bymekaar gesit het. Dit is 'n groot wonder geweest. Ja, nou jy het my nou beïndruk met daai informasie, Arie. Nou wil ek vir jou sê, ek is 'n oud Vrystater al van Bloemfontein se wêreld. So die rooi wyn wat ons geken het net so rooi kleur gehad. Was nie hierdie spogwyn gewees nie. Tot my huidige vrou. Ek sê huidige asof hy iemand anders was en is. Maar my vrou het toe ons begin uitgaan het my in die hand gevat en gesê, "Weet jy waar jy nou is?" Toe staan ons by Beierskloof op buite Stellenbosch. Dus sy sê jy's nou in die huis van Pinotage. Absoluut. So dit is nogal 'n spog wyn, 'n spoggeleentheid. Nou ek gaan jou nou beïndruk, die spesifieke wyn kom met 2 cultivars en dis die Pinot Noir en die Cinsault wat gekruis word om hom te gee. Ja, dis wat 2025 wat Abraham Isaac Perrault gedoen het en hy het revolusionêr en kyk wat het ons in Suid-Afrika gedoen met Pinotage, briljante wyn. 100 jaar oud, so ons klap ons hande. Hierdie is 'n lekker groot botteltjie, hy gaan ons lank besig hou. So ons wil hom geniet. So hy is nou perfek so vir die invloei na die sportnaweek ook. So dit is wat ons ook op fokus hier natuurlik. Ons hou ons oë op wat op die sportvelde gebeur. Verenigde Rugby Kampioenskap, so 2 wedstryde vir al 3 wedstryde in naweek waar ons kyk, wegwedstryde vir almal. Lions, Bulls en Sharks. Van die Sharks ongelukkig teen Leinster, dit gaan lastig wees. Ja, Leinster is daai een span wat ek weet ons sê dit baie keer van die Nieu-Zeelanders,
Maar luister is daar een span wat hulle verloor nie sommer 2 wedstryde in 'n ry nie. Nou het hulle dit gedoen. So hulle sal so bietjie met die hare wat regop staan op die rug. En ek weet met hulle afrigtingskorps, dis kompeterende manne daai, selfs die spelers. So hulle gaan dit baie moeilik maak vir die Sharks en ongelukkig kry die Sharks hulle nou op 'n moeilike tyd. Absoluut. En hopelik kan die Bulls daar vir Ulster klop. En Lions het ook 'n moeilike wedstryd teen Benetton, maar hulle kan ook hulle moet maar diep hakke inskop. Hulle is ook eintlik onder druk, maar so hopelik kan hulle goed doen. Maar ek hou van die cricket. Kyk jy die vroue wêreldbeker cricket, dit was 'n lekker wen. Ek hou van 'n Suid-Afrikaanse spanne die Nieu-Seelandse spanne wen. Die vroue span 'n goeie wen in die vroeër in die week gewees, klop van Nieu-Seeland baie goed gewees. Ja, dis asof daai aardsvyande tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland mekaar net nie kan mis, maar soos 'n vroue kompetisie, veral met die cricket wêreldbeker wat my lekker is. Die spanne speel almal teen mekaar. Dit sê vir my dat die 4 beste spanne gaan op die einde van die dag in die semifinale kom en dan nou die 2 beste spanne in die finaal kom. Ek hoop net dat Suid-Afrika hierdie vorm wat hulle gewys het teen Nieu-Seeland na so 'n bietjie van 'n wankelrige begin, 'n goeie opbou gehad tot die wêreldbeker, maar ek hoop dat hulle nou kan voortsit op hierdie momentum wat hulle gekry het in Nieu-Seeland. Absoluut. Ons sal 'n bietjie hout met oorhou want ons van maandag, as ons so klaar is met ons verpligtinge vir die dag se werk, en ons nog so 'n bietjie kyk van die vroue Protea span speel in Bangladesh maandag. So ons wil uitkyk vir daai bietjie. Ons gaan maar so 'n bietjie hout oorhou Mike vir maandag. Dit is die vroue Protea span wat maandag teen Bangladesh speel. Dan kan ons so aan die einde van die wedstryd nog 'n bietjie tref na die dag se arbeid, maar lekker selfs ons moet nou die Beierskloof. Ek is op bly dat jy verstaan die prentjie van Beierskloof. Jy weet hoe dit lyk, waar die wyn vandaan kom. Dan maak 'n mens hom oop met 'n ander hart. Ja, jy maak hom oop en jy weet wat jy oopmaak is 'n geleentheid. En wat lekker is met al die sport en dinge, daar's oomblikke in hierdie sport wat 'n ou wil vasvang en dan elke keer wanneer jy 'n pinotage of 'n Beierskloof wyn drink, dan vat dit jou terug na daai oomblik en herinnering soos wat ek vroeër met jou gedeel het. Heerlik, ek hou van daai oomblik skep en ons moet 'n oomblik skep. Ons moet die vuurtjie aansteek, ons gaan Kaapse kole brand, ons gaan lekker pinotage kan ons oopmaak en hartskreeu vir die sportspanne. Ons praat weer volgende week. Groet uit die kamp. We are bringing to you In the Mix Africa, broadening our perspective, focusing on African players playing in Europe, playing in Africa, the inner workings of their craft, every single little thing. And also, very importantly, tasting African food with Patty. Are you ready for that? Of course, we're going to broaden up our taste palettes and we're going to take it to the whole of Africa. We're not just going to stick here in Namibia. Of course, it's important to also appreciate Namibian culture and food, but we're going to broaden it up, like you say, and we're going to try everything. That's right. So join us as we take you beyond borders for the love of sport with In the Mix Africa. Okay, kykers, is tyd vir ons om ons minute steaks, ons marinated minute steaks op die kolle te sit. Kan jy bietjie vir ons kykers vertel wat het jy alles hier ingegooi in ons marinade? Okay, so I put in a lot of spice actually, because she likes spice. Hot sauce, some sweet chili, oil, of course, salt and black pepper. And also some barbecue sauce, just to, it's a braai. So barbecue sauce is dit nie daar wees. Okay, so your weapon of choice is jou tang. Okay. So asseblief, sit ons steaks op die kolle. Alright. Kan begin. Okay. Terwyl jy ons steaks daar opsit, vertel ons bietjie meer oor wat hierdie naweek gaan gebeur. Ek verstaan daar's wedstryde wat hierdie naweek plaasvind. Ongelukkig as jy gesê het is jou span nou nie deel van dit nie. Maar kan jy net vir ons bietjie vertel oor wie kan ons daar sien en wie is die span om vooruit te kyk in jou opinie? Okay. So this weekend we have what we call the NVF Cup. It's the annual NVF Cup. It's played by the winners of different associations from all over, Northern, Southern, Erongo Volleyball Association as well. So they're all there. It comprises of 26 teams, 11 female and 15 male teams competing to win the ultimate prize. So it will be held this weekend, as I said, at Ramatex, from the 11th to the 12th, which is now Sunday. So then it comprises of a lot of teams. Two, obviously, the winner of the respective volleyball league, and the runner-up, which is now the second place. So they'll be coming to compete to win for the prize to gain qualification for the
higher league, which is now the volleyball, MTC volleyball national league. Okay. Yeah. And this happens every year. Elke jaar is dit die same proses wat oor en oor gedoen word. Yeah. Nou, soos ons nou gesê het, julle span kon nou ongelukkig nie oorgegaan het na die volgende ronde nie. Maar jy gaan nou hierdie naweek sien hoe die ander spanne speel. Het jy enige iets geleer teen nou, iets wat jy in jou span miskien anderster kan doen om volgende jaar deur te kom na hierdie kap toe? Yeah, definitely. First of all, I think we need to recruit. Yeah, our team needs to recruit. NAST is more of a development team. Okay, so we develop players and then players exit and develop other teams. But if we can just recruit other players, then we can try and compete here and there. It will be really good if we are to be favorites to qualify for the NVF Cup next year. And by doing that, we will also have a great chance to qualify for the VNL, obviously. But we need to qualify by coming first or second in our respective league as well. Yeah. How het julle al strategies in plek om mense te recruit, of was dit maar nou net, dis nog, julle het nog nie om die tafel gesit en gekyk hoe om dinge anders te doen volgende jaar he? Right now there are no strategies actually. It's just, we just get students from all over. Obviously it's an institution, so students come and then they join the league, they join our team, but after a few months, a few years, then they leave. Because they graduate, They hulle moet graduate. aanbeweeg. Yeah. So hulle kan nie langer bly in die span, hulle moet op universiteit wees. Yeah. Moet dit NAS studente wees of kan ander universiteite se studente ook kom speel vir NAS? No, we are open, so any student, any player, even if a student, any person can actually join the club. Okay, so it's not just restricted to NAS students. Oh no, it's not restricted. We are so welcoming. Okay. And accommodating. Nou, ek weet in meeste, ek was 'n paar jaar terug nog op universiteit. Ek klink myself nou 'n bietjie oud, maar ek weet as jy begin by 'n universiteit, regardless of dit nou NAST of UNAM is bietjie overwhelming met al die aktiwiteite wat jy kan doen op universiteit. Jy het al hierdie societies wat na jou toe kom en sê join this society, join that society. Hoe dink jy kan volleybal uitstaan vir, kom ons sê, 'n first year? Hoe kan julle 'n first year convince om vir volleybal te join uit al die sportskodes en societies wat daar is? We need to market ourselves. Obviously, we need to win. If you win, then you can tell the people how volleyball is. That's the only way you can. It always helps do when it. you have a title. And Yeah. people's like, I also want to be there. And also, dit help ook as julle 'n bietjie travel. As hulle sien julle travel eers. Yeah. Dan is hulle hooked, want dan weet hulle kan klasse mis, hulle kan bietjie iewers anders gaan. And that's actually what they like, because we have an annual dog tournament sponsored by Ben Windhoek, held in the early stages of the year, March, February sometimes. So we travel there and then we take part in the tournament. So when students hear about that, then they are keen on traveling. Yeah. Then it's also a good way to recruit them part of the team. Okay, nou, Gooi Kole is op die einde van die dag nog, ons main focus is rugby en ons is lief vir ons rugby. I have to ask you, besides volleyball, you do follow rugby, watch rugby, understand the game. So ek het 'n baie belangrike vraag wat ek al my breiers vra. Okay. En hoe jy dit antwoord gaan bepaal hoe ons 'n steek proe op die einde van die dag. So choose your words wisely. Okay. Choose them wisely. Okay, ons weet ons back ons boetjies all the way. Ons back ons Namibiese span, ons support hulle oral waar hulle gaan. Maar kom ons hou gou ons nasionale span, sit hulle net gou een kant, net so vir 'n sekonde. Is daar enige rugby span, en onthou, jou antwoord bepaal ons vleis gaan proe. Okay. Is daar enige Namibiese span, groot of nie Namibiese span nie, ek wil net by die potjies bly, ek kan nie. Is daar enigste rugby span, groot of klein, wat jy ondersteun? In Namibia. Buite Namibia. Ons sit nie eers nou vir Namibia. Oh, okay. Hulle is nommer 1, maar hulle is nou eers een kant vir nou. Hulle is. Wie kom tweede na Namibia? Wie is die tweede rugby span? Groot of klein? Jy kan nou. Springboks. Dis wat ons wil hoor, so ons vleis gaan. Dit gaan die lekkerste steak wees wat julle nog ooit geproe het. Van hier's 2 springbokke wat hierso verantwoordelik is vir die vleis. Maar kykers, ons gaan nou klaar braai en dan gaan ons bietjie laat Brian en Andrew en ons ander gas ook proe. Kom ons springbok steak uit. So moet nêrens beweeg nie. Ons gaan nou terug wees met lekker eetgoed.
Daar sê, welkom terug kykers. Ja, ons is natuurlik hier saam met Sarel Burger wat kaptein van Namibia se cricketspan was. Ek dink so van 2011 tot 2018 as ek reg is, Sarel. Namibia het natuurlik nou gekwalifiseer vir die 4de keer vir die T20 Wêreldbeker. Dis ons het natuurlik lank gesukkel om vir die eerste keer te kwalifiseer. Ek dink die taak was 'n bietjie moeiliker gemaak vir julle ouens toe jy kaptein was. Ja, ek dink dit is ek wil nie sê dit was moeiliker nie, maar ek dink die game cricket het so baie gegroei dat hulle die kompetisies ook groter begin maak. So dis meer spanne wat geleenthede kry. Kyk die Namibians het 'n great job gedoen om nou vir 4 in 'n ry te kwalifiseer. So alle krediet vir hulle. Ja, so ek dink ook die kwalifikeringsprosedures hoe dit gegaan het op die road to qualification het bietjie verander oor die jare. So in die ou dae was dit maar jy gaan na 'n kwalifiserende toernooi toe net die topspan gaan meerderheid van die kere deur, waar dit nou 'n bietjie meer oop is en alle krediet, ek dink nog steeds die ouens speel wonderlike cricket en alle krediet vir hulle om te kwalifiseer vir hierdie wêreldbeker weer. Ja, so Sarel, in die tyd wat jy gespeel het, kom ons sê, en jou het ook 'n lang loopbaan gehad natuurlik van 2003 in die wêreldbeker eendag cricket wat natuurlik in Suid-Afrika was, wat jy die jongste ouetjie was. Ja, lekker lang loopbaan natuurlik van Namibia gehad. So wiese van die uitstaande kolwers en sou jy sê as jy nou iemand moet kies, een ou wat jy nou moes kies om wat vir jou moes gaan kolf het, wie sou jy uitgesonder het daarso? Ja, dit is ek dink soos jy sê Andrew, die karier was lank geweest, ons baie bevoorreg geweest om 'n lang tydperk te kon cricket speel en 'n geleentheid gehad het deur Namibia om dit te kan doen. Ja, dit begin 2003 waar ons in die wêreldbeker gespeel het. Daar het ons teen 'n klomp groot name gespeel. Ons het teen Indië gespeel, Engeland, Holland, Pakistan. So daar was 'n klomp, hoe kan ek sê, dit was great hoogtepunte daai tyd geweest. En ook deur my loopbaan het ek saam met 'n klomp, hoe kan ek sê, legendariese ouens gespeel. En dit is almal het verskillende karaktereienskappe gehad en daar was 'n klomp geweest wat bitterlik goed was. As jy kyk na ouens soos Craig Williams wat nou die afrigter is, Gerry Snyman. Die ouens, as ek net na hulle rekords gaan kyk, dit is fenomenaal wat die ouens reg gekry het. Maar dan het jy ook uitblinkers gehad en ek was baie bevoorreg geweest om so laaste bietjie van sy loopbaan met hom te speel, en dis ou Gavin Murgatroyd, wat ek dink wel bekend is in Namibia. En soos ons hom genoem het, die klein maestro. Hy was fenomenaal geweest en ek dink hy het in 'n era gespeel waar jy kan dit nie vergelyk met die hedendaagse era nie. Maar wat Gavin in daai tyd van sy loopbaan reg gekry het en hoe hy cricket gedomineer het in 'n Namibiese vlak, dink ek hy is sekerlik een van die uitstaanders wat ek mee gespeel het. En geen vat niks krediet weg van al die ander legendariese ouens nie, maar ek moet sê Gavin Murgatroyd was 'n eyster geweest. Ja. Gunsteling deel van die show, soos julle weet, as hierdie tyd van die show kom is waar ek nou baie excited raak. Lyk vir my Patricia, en ons sê volleybalspeler is klaar met die kos. Hulle het gereed gemaak en ons het drankjies ook hier so. Hierdie sal ek nie vergeet nie. Ek het 'n belofte gemaak en ek sal seker maak ek onthou wat hierdie is. Patricia, vertel julle 'n bietjie vir ons. Ek sien julle het dit simpel gehou. Dit is die tweede keer hierdie seisoen wat ons op Patricia sien net simpel gaan en interesting. Ons kyk maar of jy dink is nog simpel as jy die marinade proe. Aha, okay. So ons het ons marinated minute strips met 'n lekker, ek het so 'n bietjie van die mashed potato geproe, so dankie Metro. Die mashed potato is lekker creamy. Okay. So ek hoef dit nie van scratch stuff te maak nie, van Metro has got my back. So ons mashed potato met ons marinated minute strips. Minute strips. En het seker baie gehelp ook daar? Hy was die main breier geweest. So hy was eintlik in charge van die marinade. Ek het net so aan die einde bietjie oorgevat, maar hy was mainly in charge van die marinade. Okay. Pretty confident in what you've done for today? He's seker ons gaan hom likes? Ek is baie seker. Ek was die master chef. Okay, yeah, kom ek maak hier gereed vir ons hier so. So van ver af lyk dit lekker, moet ek sê. Okay, vertel ons net 'n bietjie meer van, ek sien jy en Patricia het nogals bietjie baie gesels oor die NWF Cup wat nou hierdie naweek is.
Maar as ons praat van die tipe spanne wat ons daar het, ek is seker Nampa is seker een van die spanne wat daar is. So ja, hoe lyk die kompetisie vir hierdie liga? Dit is lekker. Daar's klompie spanne wat goed is. Spanne van die noorde ook, hulle is ook goed van die suide. En daar's ook spanne van Rundu, Katima ook. So that's kom ek sê maar 'n favorite. That's your favorite. Ja, my favorite span is no Nampa. Soos jy sê, like ek sê jou, that's your favorite daddy. Elke team kan dit wen. Hoe ver het nie om vir julle op die spot te sit nie, maar hoe ver het jou span gekom? Ek dink julle is nast. Ja, hoe het julle gedoen en hoe was die seisoen vir julle? Ons was die 7de. Was julle 7de in die league? In die log, ja. Okay. Improvement van last season af of het julle afgekom? Nee, het was by improvement daar. By improvement. Ons was 14de last keer. Okay, nee, dan ek bly net dink aan hierdie mashed potato wat so lekker lyk. Dit lyk regtig waar creamy. So ons moet lekker eet voor die naweek. Ons het groot games aan die gang. Ja, kan ik alsjeblieft, Max, ik die zit hier bij op, nee? Het is een lang dag vandaag. Het is een lang dag vandaag. Yes, lovely. Baie dankie, Patricia. So, terwijl jullie nog gezellig kom ik proef maar klaar die minute steak. Are you good? Oké. Ik pak die woorden terug. Het is simpel niet. Asseblief, julle proe. Sê vir ons wat julle dink. Is baie lekker. Is op. Ons goed. Is baie lekker. Soep, nee, is baie lekker. Wel gedaan. Oké, Sarel, as ons praat van hierdie naweek. Jy was definitief kaptein vir 'n baie lang tyd, maar gepraat van toe die tyd wat jy nog gespeel het en hoe goed dit nou loop. Dink jy dat daar's groot veranderings wat jy sien in die sport van cricket self en hoe dink jy loop cricket vir Namibië self met die feit dat ons vir die 4de keer nog gekwalifiseer het vir die T20 World Cup? Ja, ek dink dit is ongelooflik as jy kyk die strides waaraan cricket gaan. Ek dink op die oomblik cricket gee so 'n bietjie van die voortou in alle sport op die oomblik. As jy kyk na die stadion wat hulle gedoen het. En ek dink ook krediet moet gaan na die bestuur toe daar, as ook die spelers. Ek dink op die einde van die dag, ek dink wat die bestuur probeer doen is om 'n besigheid daarvan te skep en hulle hanteer dit soos 'n besigheid. En jy het 'n produk en in hierdie geval is die produk is die spelers. So jy kan nie besigheid maak sonder 'n produk nie en ek dink die twee komplementeer mekaar verskriklik baie. Die spelers om te kwalifiseer weer eens vir nog 'n wêreldbeker maak dit net soveel beter vir hulle om hulle produkte kan ek sê distribute. So nee, ek dink as jy vergelyking met die vroeë jare teenoor nou, dit is leaps and bounds vorentoe. Dit is goed om te hoor. Ja, en ek dink dit is ook, ek dink die positiewe ding is waar kinders kan nou uitsien om 'n loopbaan uit sport uit te maak wat baie jare terug was dit maar 'n stokperdjie geweest. Waar jy nou eintlik 'n loopbaan van dit kan begin. So dit is baie positief. En die feit dat daar ook salarisse is, nee. Mense word nog betaal om deel van die sport te wees. Ja, dit is doen dit as 'n voltydse sport nou. So en dit is as jy iets voltyds doen is dit wonderlik. Jy doen iets waarvoor jy lief is, so dis great geleentheid vir hulle. Jebo. Kykers, soos ek gesê het, ek het heeltyd dat ek probeer net seker maak ek vergeet nie wat hierdie is nie, maar ons het die gee my net 'n sekond, Queen of Fruit. Ek het hom. So ons het die Queen of Fruit vandag. Dis guava. En die rede hoekom dit die Queen of Fruit is omdat guava klomp Vitamine C het. En ons nodig klomp Vitamine C vir hierdie naweek met die feit dat die Proteas hier gaan wees. Andrew gaan betrokke by die game wees. Andrew, dat is groot naam. Ek excited om bietjie met ons daar te chat. Ja, nee, ek dink dit gaan 'n baie groot geleentheid wees. Ja, ons sien baie uit na ons te ontmoet en dan 'n lewende lywe te sien wat hulle kan doen. Oké, en kykers, voor ons gaan en voor ons afsluit, het ons ook die NWF Cup wat plaasvind by Ramatex. Vertel net bietjie vir die kykers wanneer, watter dag, hoe laat en ja, bietjie van die inligting. Alright, die Cup of die tournament begin die 11ste tot Sondag die 12ste. Dit begin eintlik 9:00. Julle moet asseblief kom, julle moet ons soek supporters en sponsors. Ramatex. 11 vroue spanne, 15 man spanne. So, as jy nie by cricket is nie, of as jy nie ook ticket gekry het vir cricket nie, van jy kan hom nie nou kry nie, is laat, gaan maar net volleybal toe, gaan maar Ramatex toe, gaan kyk maar 'n bietjie volleybal daar. Maar van ons af in die span, en gooi kolle, ons gooi kolle. Gooi kolle.